Vandag het ons die voorreg om te gesels met Chris Massé, een van die potensiële leiers van die DA. Meneer Jordan Lewis is hier by ons in die ateljee en ons gesels oor wat voorlê, wat al gebeur het en dalk so ietsie of twee oor wat die afgelope week in stad Kaapstad gebeur het nog lekker is om te noem. Goeiemôre. Goeiemôre, so lekker om hier te wees vir die eerste keer in die ateljee. So voorreg om jou hier te hê. Dankie vir die moeite. Kom ons praat bietjie sommer dadelik oor wat gebeur het sê die laaste week of twee. Stad Kaapstad, as ons eers moet praat oor Lungelo, wat Maranzaya wat gesê het, Ja. hier is mense wat my probeer, een van die stadsbestuurders, gesê die mense wat my probeer omkoopgeld gee, Dis reg. kom ons vat hulle vas. 'n Stadsbestuurder in Stad Kaapstad wat besluit genoeg is genoeg en in hierdie stad sal nou nie korrupsie gepleeg word nie. Ek moet sê ek is so trots op Lungelo. Lungelo Mbandazayo is ons staatsbestuurder. En hierdie besigheidsman, korrupte besigheidsman het kontak met hom gemaak en hierdie omkoopgeld geoffer. Hy was dadelik in kontak met die polisie en hy het hierdie sogenaamde sting-operasie, ek weet nie wat die Afrikaanse woord vir sting-operasie is nie, maar ja, hulle het dit gedoen by die Watershed winkelsentrum in Somerset West in Kaapstad. En toe die geld uitkom, dan spring die polisie en die oues arresteer. Dis prydsenswaardig. En ek dink dis wonderlik. Lungelo, ek het nou 4 jaar saam met Lungelo gewerk. Hy is 'n man vol integriteit. Hy is 'n wonderlike in die publieke diens. En ja, ons kan baie trots wees op hom. Ons het baie duisende meer Lungelos nodig in Suid-Afrika. Absoluut. As dit kom by die bestuur van die stad Kaapstad, wat so uitdagings het jy self al ervaar in die bestuur van die stad? Baie uitdagings. Elke dag is 'n nuwe uitdaging, maar die grootste een is altyd soos die res van die land. Ek dink die grootste uitdaging is misdaad en ons is druk besig om alles in ons vermoë te doen om misdaad te bekamp in Kaapstad. Maar dis 'n daglikse sukkel. As jy iets reg kry, dan vind die kriminele iets anders, 'n ander paadjie en iets anders om te doen. Maar ons het besluit ons sal absoluut nooit opgee nie en ons sal alles doen wat ons kan, elke iets probeer om daai misdadigers te bekamp en so ja, ons doen dit, maar daar's baie ander uitdagings, die infrastruktuur van die stad, die ongelooflike groei van die stad. So ons moet hardloop net om by te hou, maar dis lekker. Dienslewering gaan altyd 'n uitdaging wees in enige groot stad. Ons dink aan rioolstortingskwessies, dis nogal 'n probleem, maar daar's baie probleme wat eintlik nasionaal is wat afgeskuif word op 'n stadsvlak. Absoluut. Mense dink byvoorbeeld aan die N2Edge projek, Ja. wat eintlik 'n nasionale probleem veronderstel is om te wees. 'n Oplossing moet wees die nasionale span om uit te sort. Ek dink byvoorbeeld aan misdaad op die stadium wat die metro al meer en meer moet intree na die posisie waar die polisie gewoonlik eintlik dit saam moet doen met bende geweld en dies meer. Daar is baie afwenteling onder na die stad Kaapstad toe wat jy uiteindelik op jou eie doen. Dis nie formele afwenteling, Ja, maar dis informele. Ons doen dit net. Jy het nie 'n ander opsie nie. Ons het nie 'n ander opsie nie. Dis wat ek altyd sê. Ons kan ons hande opgooi en sê dis net te moeilik. Jy moet asseblief al daai briewe en daai klagte vir iemand anders stuur. Maar wat gaan gebeur? Ons moet iets doen en dis ons waardes, ons gees of ons ethos is doen net wat jy kan. Rol op jou moue en doen iets. Start doing something. Ja. Ons kan almal iets doen. Ja. Is dit jou leierstyl oor die algemeen om Absoluut. te sê ons almal kan iets doen of is daar nog steeds sterk afdelings wat elkeen individueel voor verantwoordelik is? Dan moet eintlik en ek sal altyd in die publiek en openbaar sê dis jou verantwoordelikheid. Jy doen dit nie, so ek gaan nou probeer om iets te doen. Om die inwoners te help. Dit gaan altyd oor die inwoners. Wat gaan hulle veiliger maak? Wat gaan hulle help om vinniger rond die stad te kry? Byvoorbeeld, ek glo sterk in die afwenteling van die treinstelsel. Ja. En ek dink nog steeds dit moet gebeur. So ja, dit gaan altyd oor die lewe van die inwoners. Wat gaan hulle lewe verbeter? En kom ons doen iets waar ons kan om daai lewe te verbeter. 'n Mens moet nou maar praat oor die feit dat jy gesê het jy stel jouself beskikbaar om as leier van die DA gekies te word. Mens moet altyd so iets, dis 'n standaard proses, dis prosesse wat moet gebeur, moet gevolg word. Maar daar's altyd 'n kwessie dat dit dalk op 'n stadium in iets
ongemaklik kan ontaard. Ons het voorheen so 'n bietjie van 'n ongemaklikheid gehad binne die DA in die publiek. Dis die laaste ding wat die DA nou nodig het. Ja. Nee, dis waar. Maar ek moet sê ek is nie ongemaklik met 'n kompetisie nie. Ek dink dis gesond vir enige politieke party. Ja. En daar is politieke partye in ons land wat nog nooit 'n kongres gehad het nie. Wat hulle leiers was nog nooit verkies nie. Wat kan kwansies demokraties is, maar glad nie is. Maar wat glad nie demokraties is nie. En daar's ander partye wat hulle het 'n kongres, maar hulle het 'n president for life. As ons dink na meneer Malema en so voort. So dis baie anders in die DA. Is 'n baie gesonde demokratiese interne kultuur. En ja, ons het 'n vrye kompetisie in die party en ons is nou amper by die einde van die nominasieperiode. Ja. So as ons vanoggend hier praat, is daar nog niemand wat teen my staan nie, maar daar's tiende duisende ledes van die DA Wat 'n geleentheid het as hulle sou wou. elke een van hulle het 'n geleentheid en dis heeltemal reg. As 'n mens dink aan die werklas wat 'n leier van die party op jou gaan sit. Ja. Indien jy wel die leier sou wees. Hoe gaan jy dit balanseer met Stad Kaapstad? Gaan jy dalk maar op die einde daaraan dink om een van hulle te laat vaar of gaan jy albei gelyk benader? Wel, daar's eintlik 'n derde ene wat die mees belangrike is vir my en dis die werk van pa. Want ek het 'n klein dogter by die huis, sy's nou net 10 jaar oud, ek het 'n wonderlike vrou by die huis en dis vir my die grootste en mees belangrike gedeelte van my lewe. En so my grootste bekommernis in die werk is, kan ek alles balanseer om die familie nog steeds te respekteer en daar te wees vir hulle. Ja. Want dis eintlik die doel, hulle is die hoekom dat ons al hierdie harde werk doen om die land te verbeter. Dis vir haar toekoms. So ja, dis die bekommernis, maar ek moet baie gedissiplineerd wees in die dagboek en seker maak dat elke uur van my dag die beste impak het en die beste gebruik van my tyd is sodat ek kan al hierdie goed regkry. Maar ek moet sê ek is absoluut lief vir die werk wat ek doen in Kaapstad. Dis baie betekenisvolle werk. En so ek wil aanhou dit doen as ek kan. Ek sal my beste probeer, maar soos ek altyd sê, in die politiek, as jy begin om te wen in die politiek, het jy altyd meer as een job. Die president is die leier van die ANC en die leier van die regering. In elke party gebeur dit as jy begin om te wen. Dis net eintlik die klein partye wat kan sê ja, ek het een job. Maar sukses in jou deurklop het jy 'n klomp hoe om op te sit. Dis presies reg. So ek moet gewoond daaraan raak want ek dink dis die toekoms. Gepraat van die toekoms. Waar sien jy Suid-Afrika oor 10 jaar? Waar sien jy ons sit in 'n situasie waar mense steeds besig is om te emigreer, wat dit nou al vir dekades se ding is. Wat sê jy vir daai mense oor 10 jaar van nou af, waar gaan ek Suid-Afrika wil sien? Wel, dis die goeie ding, wil sien. Ek moet sê ek gaan my absoluut beste probeer en elke dag my alles insit om seker te maak dat Suid-Afrika is in 'n beter plek in 10 jaar. Beter plek vir ons kinders, vir ons kleinkinders se toekoms. Maar daar is ook 'n groot risiko dat ons kan nog steeds verder agteruit gaan. As ons sit in 'n situasie waar die radikale linkse partye, die gewelddadige partye in bewind kom. Ja. En so die tweede ding wat ek is absoluut vasbeslote om seker te maak dat dit nie gebeur nie, is dat daai partye nooit in bewind en in beheer van die regering en in beheer van Suid-Afrika kom. Dit sal 'n absolute 'n nagmerrie van Suid-Afrika wees. So my doel in die politiek is om seker te maak dat Suid-Afrika voortgaan
Ek glo vas dit kan net voortgaan met die DA en ons waardes. En my tweede doel is om seker te maak wat ook al gebeur, dat hulle nie in bewind kom nie, daai twee partye, want dit sal ja, baie sleg dag wees. Baie dankie vir jou tyd vanmôre. Dit was lekker om jou te gesels en te hoor waar jy staan op dinge en jou benadering te sien en die passie te sien. Alle sterkte met die resies. Baie dankie en ek wil asseblief graag terugkom om 'n bietjie ontbyt te maak hier in die kombuis, want ek sien jy het 'n lekker kombuisietjie hier en ek moet sê Is jy 'n kookman? Hou jy van kos maak? Nee eintlik nie. Ek het nie baie tyd vir kook nie, maar wat ek wel doen, elke Saterdagoggend maak ek vars pannekoeke vir my dogter. Ja, jy sien daar wen jy almal. So ek sal baie graag 'n paar pannekoeke kom hier maak saam met julle. Ons sien uit daarna. Okay. Baie dankie vir jou tyd en moeite vanmôre. Cheers. Daar's hy. Bye. Daar jy dis Jordan Lewis, die DA se kandidaat, leierskandidaat. Kom ons hou dinge fyn dop.